Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met Oom se Coach A. Hoe gaan dit daar? Hallo ons nee ek voel nog so goed. Dis 'n voorreg om weer vanaand te wees om sit en met ons mense wat ingeskakel is hier op ons nuwe stel. Volgende week gaan die mense sien ons het meeakteer en alles hierso. So die wat nog besluit om studio toe te kom, vir al die manne wat graag 'n bietjie blootstelling wil hê, mense, ons het vars warm meeakteer van volgende week in studio. Ja, nee, van my kant af ook weer eens Coach A is altyd lekker om julle te gesels. En die luisteraars, hierdie program is niks sonder julle nie. Ek waardeer elke luisteraar wat inskakel en elke kommentaar wat ons kry. Ja, Coach A, tweede ronde begin, amptelik môre. Ja, dinge gaan bietjie lol. Ons het bietjie net gesels van die lig af het ons 'n bietjie idees. En sommer net 'n bietjie gedagtes geruil om sit. Veral oor die feit dat daar spanne is wat glad nie nou kan gly nie. Ons gaan hulle so, ek dink miskien moet ons hulle vat van 'n kant af. Ek dink ons vat hom hy kan van wat is die beste? Gaatjie toe. Gaatjie toe. Hy die gaatjie. Ons gaan vat hom gaatjie toe. Ek weet Kelly's Log Leaders, Canola Boys, Next Level, hulle gaan gaatjie toe. Ja, en dis kom julle se sien vanaand, luisteraars, ons albei se mic is geel vanaand. Yes, geel. Ons het so 'n bietjie erkenning aan Caledon dat hulle boel het. Yes. Om sit ek hoor 'n ander ding aan daar. Ek weet nie wat so waar is nie, maar hulle sê daar's nuwe manne in by die manne in Gansbaai. Ek weet nie wat so is nie. Dit moet ek by een van die afrotes hier van Kelly's. Hulle sê Vrydag aan land die plein in die Kaap. Met manne van wat sê ons dit van KwaZulu-Natal. Manne wat daar nie was die Kap speel en so. Dan word hy manne hier af. Saterdag speel hy manne. Sondag vlieg hulle weer terug. Maandag speel die manne nie ander nie was die Sealed en so of wat ook al hulle speel. So hulle sê dis nie nou net meer Wanbushi. Dis nou Zulu so. So gaan by voel in. Ja, ek wou die ding, soos ek sê, ek weet nie of het so is nie. Mense moet asseblief nou nie sê, ek het so gesê nie. Ons hoor die ding so. So ons sit, die man is 'n vlugkoste, is dit baie hoog. Ja, jong, ek weet nie waar, my man is so reg nie, maar die manne wat so ingevlieg word en ingeboot word, gaan by toe. Hulle het nog nie vir my resultate gelewer die afgelope paar jaar. Ek dink daai ouens wat daai kostes aangaan om daai ouens te kry. Hulle werk nie verlies. So ek weet nie hoe hulle somme maak nie. Ja, ons het ek dink hulle moet ek weet nie, maar so ek sê dit is dis wat ek hoor na so. Dan loop sien wie speel gaan by die naam. Gansbaai speel teen Kelly's Log Leaders. Canola geel manne, hulle is daar. Ja, nee, kom ons praat 'n bietjie gou daaroor. Ek dink Caledon sal sy posisie op die lok sal hy wil behou. Dis korrek. Ja. En nie net deur 'n wen nie. Ek dink Caledon gaan voluit, hierso hy gaan vir die nek. Want jy weet alles uiteindelik wat Caledon moes begin. Ek dink in 2019 in die gaatjie. Kan jy nog? Ja. Yes, daar was hulle omdraai. Daar was hulle keerpunt. So die gaatjie is iets spesiaal vir Caledon. Yep. En ek dink Caledon, ek weet nie of Gansbaai genoeg skiet goed ry om vir Caledon te stay nie. Dit gaan een van die grootste verrassings wees hierdie jaar. Ons sit as ons maar 'n bietjie agtergrond gee vir die manne wat daar buite sit en nog miskien nog nie die ding lekker voor hulle het nie. Caledon lê op 40 punte. Hulle is die enigste span wat die 4 bereik het. Dan lê Safpol tweede op 39. Kleinmond lê op 34. Hoe die Elvis so gekom? Sy moet net wakker geskrik die oggend toe sien sy gesê die So jy sê ek wil die woord eintlik gebruik van Denwil. Uit Elvis jy het vir Safpol gehop.
Ek het nie ander woord nie. Maar jy het self as jy die oggend wakker geskrik, en toe kom jy agter hier van 8 stap skep jy sommer aan derde toe. Yes. Jo, hoppig. En nou, dit maak dat hulle nou 'n posisie bo kan bottelvier speel of lê. Asof er 1 punte verskil. Yes. En ek sê dit al 34. Yes, 34 punte. Ek weet nie wat man noem jy wat noem man deesdae vir botla? As dit nou botla Fire, botla Boland, botla wat noem man hulle nou deesdae? Maar okay, hulle maak 'n goeie stelling. Hulle het 34 punte. Houston het 32 punte. En dis baie interessant om se. Houston wat het Houston? Austin speel die naweek in Genadendal. Hulle donkies. Yes, hulle gaan genaal toe. En ek dink Genadendal gaan dit juist baie maklik maak vir Houston nie ons. Want Genadendal het Saterdag oefenkamp gehad. Dis die hele dag. Die man het gebreakfast daar. Maar dan was Steeds United daai dag gehad het. Maar het nie gehardloop nie. Nee, niemand het jaag agterna nie. Anders was Steeds United en die manne het dit heel dag het hulle daar gewees. En toe die manne 'n teambuilding ding daarin. En so ek sê hulle gaan nie maklik maak vir Houston nie. Dan gaan Bowley op 31 punte, Rangers 26 punte. Dan verlies op 23 punte. Rivers 11, Genadendal 10, Blackleafs 10. Okay, kom ons gesels so 'n bietjie coach oor die wedstryd môre. Yes. Ons het nog 'n bietjie nog geraak soos as jy you touch my honey aan Caledon in die gaatjie. Soos ek weer sê, ek dink die ouens aan die gaatjie het genoeg skiet goed om vir Caledon te steek. Dit gaan een van die grootste verrassings wees en skokke wees as Caledon gaan vasval in die gaatjie. Yes. Maar ek dink die ouens is altyd gemotiveerd om te speel teen 'n topspan. Jy wil altyd die topspan wen en ek dink die ouens in die gaatjie daar in Gansbaai het 'n appeltjie te skil met Caledon. Hulle het 'n appel te skil met Caledon. Want dit was eintlik hulle wat Caledon laat herleef het. Yes. As hulle daai Saterdag besluit, hulle speel teen Caledon nie, was Caledon weg. Een van die spelers het die storie vertel. Ek dink iemand wat jy bestel ook. Ek vertel dat hulle kom daarso en toe was daar 'n hele probleem gewees verstaan met die spelers, die lyste en goed. En die ref het al afgestap en toe het hulle genegosieer en toe speel Caledon en hulle het eintlik gedog, daai ingevoerde spelers het gedog, hulle gaan vir Caledon 100 gee. En toe wys Caledon dat Staal die dikte nodig het. Want as hy styfmeel van hy canola in jou neus gat slak. Is toe. Dis toe. En Caledon het toe vir die manne daar aan die gaatjie gewys. So ek sê, Staal die dikte nodig het. Canola is 'n ander blom. As jy in jou neusgat is dit vas. Dit is waar. jou keel trek toe. En die res is geskiedenis. Yes. So ja, ek dink die manne daar so ingaan by hoop. Verder, dit sal altyd net hoop wees, maar ek weet nie. Maar hulle sê ons geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Yes. 'n bewys van dit by nie sien. Julle het nog nie 'n bewys vanaand dat julle vir Caledon wen nie, maar hier in julle hart het julle die geloof en julle hoop. En ons sal maar nou môre middag sien of julle 'n vaste vertroue het in daai hoop waar julle het. Maar ek hierso sit, het ek ook hoop. En daai hoop wat ek het is 'n hopelose hoop vir julle gaans by. Julle gaan dit nie maak nie. Yes, dit is natuurlijk. Caledon sal wil 5 punte kry. Want hulle voorsprong, soos ons dit sê, hulle voorsprong wil bou. As hulle op dieselfde puntestand gaan wees soos saam met die Safbol, gaan hulle 'n treetjie af moet gaan. Safbol se points difference is baie hoër as hulle sin. So dit gaan 'n baie taai wedstryd wees. En kom ons hoop vir goeie rugby daar. Ja, kom ons praat 'n bietjie gou oor Safkol, terwyl ons dat is, ek weet jy's nog betrokke by Safkol, so jy kan nie eintlik veel sê. Die Safkol reis hierdie naweek, reis hulle na Verliesdorp toe, en ek verstaan Verliesdorp is ook opgecharge. Hulle is gecharge omdat ek ken as 'n boodskap van 'n juffrou wat daar Van wie? 'n juffrou. O, juffrou. Sy hou skool uit ons nou. Maar sy is eintlik van Grabouw, maar sy bly nou in Verliesdorp.
Maar die juffrou sê vir my, die boodskap is, Saffies van pad op Verliesdorp. Toe sê ek vir haar net, Ja, daar is 'n moontlikheid dat Saffies moontlik in pak vat, maar wie en sê ek dink miskien is dit wensdenkery van Verliesdorp. Safkol is 'n bietjie onwrig met hulle van hulle spelers wat 'n bietjie geskuif het, lyk dit vir my. Maar een ding is Safkol het ook geweldig diepte. En ek weet nie of Verliesdorp die skiet goed het. Miskien hulle skade, maar jy weet hulle sê Robertson Town het 1.2 miljoen toeskouers, maar ek verstaan Safkol het 1.5 miljoen. Ja, dis nou naby 2 miljoen. Amper 2 miljoen. Yes, volgens die amptelike bron, Randall Moses. As dit 2 miljoen. Yes, die amptelike bron, hy doen daai tipe van statistieke. Maar wat ek wil sê is dat ek is al nie bekommerd oor die wedstryd nie. Ek dink Saffies wil net weer, is my insiens, as my opinie, ek praat nie namens die klub, maar ek dink Saffies wil weer hulle regelmatige plek inneem in die Boland Rugby. Ek dink daar was 'n bietjie onstuimige waters afgelope tydjie, en ek dink hulle wil weer net in die diep water kom, waar dinge net weer kan smoel sê. Ja, ek dink miskien moet net vir die luisteraars of die kykers wat vanaand kyk, wat miskien nie die agtergrond het nie, en party van hulle wat nou nie kan verstaan maar hoe is gebeure dat Safkol nou tweede lê nie. Safkol was op 'n stadium deur Boland Rugby Unie was hulle volkomen geskort. Yes. En as gevolg van hulle skuldbevinding op daai saak het hulle ook die punte verbeur aan Claremont. En dit is hoekom hulle ewe skielik nou onder Caledon lê met 1 punt. Maar ek verstaan daar is nog 'n veldstryd wat woed tussen Boland en Safkol oor hierdie hele aangeleentheid. Ek verstaan daar was toe ook 'n verhoor gewees, hulle het op appel gevat, hulle het die appel verloor. Maar dit lyk my Safkol is nog nie op hierdie stadium juis in hulle noppies met die hantering, lyk dit my hoe Boland hierdie ding hanteer het, want hulle voel baie sterk, hulle is baie swaar gestraf en hulle voel sterk, hulle was eintlik 2 keer gestraf. 3 keer? Of 3 keer. Ek het nou nie al die inligting en al die feite en goed nie, maar ek verstaan dat hierdie aangeleentheid is nog die stof het nog nie gaat lê nie. Aksere, wat is hy, wat hy Latynse woord, sub judice? Ja. Ek dink ek mag verkeerd wees, ons miskien ons tegniese span vra, as dit sub judice? Nee, maar ek dink daar is 'n uitspraak, Boland het gehou by sy uitspraak en gesê nee, die 5 punte gaan na Claremont toe. Maar soos jy weet, elke klub of elke persoon as hy voel hy is onredelik behandel, het hy seker natuurlik die reg. So ek weet nie hoe Safkol hierdie ding verder gaan benader nie, want dit lyk vir my hulle voel baie sterk, verstaan, dit gaan oor beginsel hierso. En dit is nie om die moederklub of die moederunie aan wie hulle behoort hierso lyk dit vir my aan te vat nie, dit gaan oor beginsels. So ja, ons weet nie waar die ding aan die einde van die dag gaan eindig nie, maar vir my is dit altyd belangrik dat sport in alles wat jy doen, dat sport seëvier, verstaan. En dit is so, 'n mens moet ook maar jou vader moet jy maar respekteer, verstaan, en soms kom jou pa, dan gee jy vir jou 'n goeie pak slaan. Soos die spreekwoord ook sê, soos die Bybel sê, 'n vader tugtig die wat hy lief het, so Safkol, as Boland nou vir julle geslaan het, dan voel julle miskien is 'n bietjie onredelik en onbillik, om by die slaan. Slaan, gepak, asseblief gepak, julle wil hoor hier, gepak. Dan ons het Genanda. Ons het 'n bietjie geraak aan hulle. Genanda ek praat vandag saam met 'n vurige Claremont ondersteuner, meneer Pietie Fredericks, oud superintendent van Swartberg Kossies. Die soepie was vandag by die skool, hy sê vir my, Genanda het 'n stewige pak en glad die ligte agterspelers. So, ek dink hulle is in die game visitor. Ek dink Genanda is in die game. Genanda was tot dusver toe ongelukkig om nog niks te wen nie. Net bietjie
temperament wat ontbreek het, of bietjie game management, maar hulle is in die game vir Saterdag. En dit gaan 'n grootte wees. Austin, dink ek is hy, wat sê hulle man, hy is die ene wat nou die mense wat mense sê, sal hierdie enetjie wen. Maar as underdogs, dink ek Austin moet baie ligtig wees van Fernando. Ja, as ek my inset kan Hulle het nog 2 Tesla, 2. Ja, as ek my inset kan lewe, coach, weet jy, as jy nou vir my gesê het 'n jaar terug, of 2 jaar terug, dat Austin dit moontlik nie sou maak, of kan maak, môre op genade, sal ek vir jou gelag het. Maar Austin sukkel hierdie jaar. Hulle sukkel regtig, hulle het 4 keer het hulle verloor, en ek verstaan met 2 of 3 geleenthede het hulle net die knoop deurgehou. So, en ek dink die span Genadendal is honger om te wen, want jy weet Genadendal, Riviersonde en Gansbaai is die 3 spanne wat hieronder lê. Hulle fight. Hulle is ook besig met hulle eie fight. Yes. Want hulle wil wegkom hieronder. Want hoe langer jy daaronder bly en die ander span gaan onder jou uit, is die kans daar dat jy volgende jaar as jy spaar, jy word gedemote. En ons sien wat nou gebeur saam met Hermanus. Jy wil nie daar na die street uitdaag, dis 'n liga van die dood daar. So ek wil my kop uitsteek regtig vanaand, en ek dink Werner, jammer om nou dit te sê hierso op myself vanaand. Ek weet jy gaan met my weer 'n boodskap stuur. Maar ek dink Austin gaan môre pak vat op Genadendal. Ek dink ek moet my kameraspan uitstuur. Dat ons daai geskiedkundige oorwinning van Genadendal gaan vas lê. Hoe hulle soos hulle sê, ander kom hier gesê, die op Caledon altyd vir my, hoe hulle vir Austin gaan njaga. Njaga, ja. Ek dink, soos ons het sê, ek dink hulle is nou dik van verloor. Ja. Hulle dik van verloor. Ek dink hulle wil nie meer dik van verloor. Ek dink hulle soek 'n wen. Ja. En daai is hulle gaan hom soek. Ja. En dan die wedstryd vir my die naweek daarso op Grabouw. Kleinmond Grabouw is 'n tawwe enetjie. Dis die wedstryd van die naweek. Hy's 'n tawwe enetjie daar. Grabouw word natuurlik voorbou. Hulle het ons vir Gansbaai gewen 18-13. So daar was ook nie 'n groot oorwinning wat hulle behaal het in die gaatjie nie. Maar jy sien, Kleinmond het 'n appel te skil met Grabouw, want dit was juist vir Kleinmond wat vir Grabouw, maar was juist Grabouw wat vir Kleinmond in die eerste ronde in die doodstukke van die wedstryd versyp het. Daar is nie meer. In die sand, wat jy so in die sandpit. Ja. Ja, hulle het visa besmoor aan die sand uit die ros. Yes. Die manne met die perd op die bors, maar hulle sê hulle is die tiere. Yes. En ek het in die week het ek gelees, toe sê Eddie, nie eigenlijk nie, Denwel het toe 'n boodskap gestuur vir pastoor en gesê, maar die ware tiere, hulle sal môre optrek op Grabouw, daar so op Riviersonde. Ja, dis die stryd van die katte, die groot katte. Ek weet, Rivier het redelik goed gedoen teen Botrivier. Ons het daaroor gesels. Ek dink hulle sal hulle momentum wil behou. Ek weet hulle het een van hulle ankers is nie op hierdie stadium daar voor in die skrim nie. En een van hulle senior players so dit sit hulle so 'n klein bietjie terug. Maar daar is die hele span manne terug na Rangers toe. So Rangers se sittelende agterlyn is nog nie meer sittelend nie. Wie is terug na Rangers toe? Daar, die manne is daar's manne wat terug is, hulle sê die hele nuwe agterlyn. Was interessant. As jy maar gaan kyk na wie gespeel het op Grabouw, is daar van hy manne my agterlyn wat ek keer ken nie. So ek weet nie ons dit is soos ek kom het, maar het gaan 'n groot wedstryd, hy gaan 'n groot wedstryd wees,
Want as een van die twee manne wen, Black Leaves of Veranda, En hulle 4 verloor. en dan 4 kry niks punte nie. Dan het jy Bonnie, Dan pastoor. dan is dan raak dit 'n staat van gebed. Nee, maar net hy pastoor kan bid ook. Ja, hy bid die inval as dit ware. Dan die ander ding, kom ons kyk 'n bietjie na die stryd uitdag. Coach hy verlede week of 2 weke terug het Seahawks het die wedstryd gespeel daarso teen Austin. Lyk my Seahawks volg dieselfde benadering wat hulle ou boet in die groot uitdaging Safkool volg. Die benadering van ek wil my gaan toets met die beste. Hulle het nog wel verloor, maar ek sê weer ons praat baie oor Seahawks hierso. Yes. En dit is net eenvoudig so, dit is vir my een van daai klubs wat regtig waar net na 'n ander level toe besig is om te ontwikkel en ek kan nie sien hoe Seahawks gestig gaan word in hierdie tweede ronde om hulle doelwit te bereik om top te eindig in 'n liga nie. Die enigste 2 spanne dink ek wat vir hulle kan stek is Spring Roses hierso in Grabouw en dan Universals Stanford. Maar ek kan nie sien nie. In Stanford sukkel op die afgelope tyd. So ek weet nie. Ek gaan moet sê dis die enigste klub wat ek weet hier in die Oeverberg wat 'n wellness officer het. Dis nou Seahawks. As jy ou nie vanaand die coach wat weet hy gaan nie oefen nie, dan word hy name deurgegee aan die wellness officer. En hy gaan volg. En hy gee sy terugvoering aan die spanbestuurder wat weer aan die bestuur gee. So as ou moet travel of hy sê hy is beskikbaar vir Saterdag en die wellness officer vind uit man, lyk my die man het nie bus gehad nie. Dan tree die klub in. En ek dink dis so 'n blad wat ons uit Seahawks se boekie uit kan trek, skeer op uit dat ons na die welstand van ons players. Dit gaan rondom die gemeenskap. Yes, moet na kyk. So hulle gaan nie sleg doen op Boston nie. En ek dink Seahawks is 'n klub met 'n visie. Ek moet vir hom sê, ek het vandag op 'n ander lyn nou gepraat saam met die Soepie. En hy sê hy het nog nooit gesien Claremont se eerste 5 games is so taaf nie. En ek dink Seahawks berei hulle vir tawe wedstryde sodra hulle opkom in die groot uitdag. Dis kom hulle nou speel teen die groot uitdag spanne en dit is visie. Ja. Dis visie om sit. Dan kom hy ons is al die aan die einde hierso van ons program hierso. Ek wil 'n bietjie praat oor Botterivier, Botlavye. Hulle Botterivier het baie name, hulle is Botlavye. Die Guptas, Die Botlaboland noem hulle nou. Botlaboland. Ek weet nie wat so sê, ek lees maar nie goed so uit, weet jy. Maar ek wil vanaand terugkom na wat ons aan die begin op hierdie program gepraat het en gesê het, as daar 'n span is wat baie fyn dopgehou moet word, is dit Botterivier. En ek dink met alle respek gesê, laat ons erkenning gee waar erkenning gegee moet word. Ek dink die bestuur daar so by Botterivier het seker net gebid en gehoop verstaan dat hulle die eerste ronde beseringsvry deurkom en sodat hulle aanwinste kan in die tweede ronde daai impak maak. Yes. En hulle is nou daar. Ek dink hulle lê op die stadium 5de. Yes. Nee, hulle Hulle lê 4 net agter Claremont. Baie goed strategies geplaas. Hulle is hierdie naweek af. Hulle het 'n losloetjie. Maar ek dink die 2 spanne wat soos ek gesê het, en ek sê dit weer in die begin van die tweede ronde wat mense met Doppos Grabouw en Claremont in Botterivier op die stadium is Botterivier vir my die span wat ek dink wat hard gaan klop aan die deur vir 'n plek onder die top 2 in hierdie jaar se top 12. Op die stadium, alle aanduidings is dat Caledon en Safkool gaan sterk eindig, maar Botterivier en dan het Botterivier in Claremont
en in Grabouw en in Rangers het hulle eintlik 'n vennote. Want ek het nou die dag toe ek met Eddie gepraat, en sê Eddie, hy weet hulle kans is bitter skraal. Maar daar's 'n ding van jy glip by die agterdeur in al wat hy nou doen. Hy gaan net manne kos seë maak wat dink hulle kan top 12 gee koop. Want hulle het hom die afgelope jaar het hy spanne hom seë gemaak. So Eddie is op 'n missie. En vir hom gaan dit hy wil al sy wedstryde wen in hierdie tweede ronde. En as daar enigstens 'n kans is dat hy by die agterdeur gaan inglip, dan wil hy inglip. Maar vir my en ek wil vanaand vir Wilfred vir Herman Wilfred of Wilfred Herman, ek gaan altyd mekaar met sy naam is van. Want ek wil ek applaus saam met sy bestuurspan. In die manier verstaan hoe hulle Botterivier na 'n next level toe vat, 'n ander level toe vat. En Botterivier laat my baie dink ook aan die hele gedagte wat Seahawks besig is om te doen daarso by Aniston. Dit gaan vir Botterivier veel meer as net rugby. Dit gaan vir hulle oor die gemeenskap. En daarso moet ek weer vir Herman uit sonde verstaan, hy het 'n geweldige dryfkrag verstaan om die gemeenskap verstaan, soos ons baie keer op die program praat en sê rugby is eintlik die gom wat gemeenskappe aan mekaar vind. Miskien moet ons vir Herman of van die bestuur van Botterivier een aankry hier op die stel. Yes, ek wil die woord aanhaal wat die sê van Botterivier gebruik. Hy sê Botterivier Rugbyklub moet 'n baken van hoop raak vir die gemeenskap. En op hierdie stadium kry die bestuur en onder leiding van Wilfred Herman se leierskap dit absoluut reg om hoop te gee vir daai span en die gemeenskap. Die mense praat van hulle gaan tot 12 toe en dis 'n uitgemaakte saak. So daai hoop wat hulle gister het weer terug in Botterivier al die jare goeie spelers gehad. En ek dink hierdie jaar is hulle 'n fenominale groep manne bymekaar daar wat groot dinge kan vermag. Ja, nee, van ons kant af wil ons nie net vir Botterivier maar vir almal, vir al die klubs hier in die Oosberg in die Boland sterkte toewens van die groot uitdag, streek uitdag, eerste liga wil ons vir hulle sterkte toewens vir hierdie tweede ronde en ons hoop dat hulle deur hierdie tweede ronde sal kom beseringsvry en dat rugby aan die einde van die dag sal seëvier. Ons is ook in 'n proses, verstaan ek dat ons die onder 21 pette geleentheid vind vanaand plaas, soos wat hierso sit. Vind dit ook plaas daarso op gister het 'n bietjie geleentheid gehad om daarso by die pette geleentheid te wees van die onder 18s. Ek het die voorreg gehad om vroeër vanaand het ons die onder 21s gedoen. En môre as ek weer in die woestyn, dan is ek daarso met 'n pette geleentheid vir die dames. Baie dankie vir Boland vir die geleentheid want ek doen die foto's daar, so ek vat 'n bietjie foto's. En ons is baie dankbaar dat ons ook op daai terrein die nuus kan uitbring en iets kan skryf oor ons jong kinders. Ja, ons sit en ek bedoel, ons sit sê altyd die man met die lang lens. Daai lens raak nou lank. Niks mis, hy lens mis nou niks meer nie. Maar ek wil net voor ons afsê, wil ek net spesifiek sê. Ons sit altyd ons het nou gepraat van 'n paar klubs en hulle rede wat hulle doen is spesiaal vir die gemeenskappe en vir die spelers en ek wil dan net een ander klub net uithaal en sê dat daai klub is vir my uitstaande in terme van wat hulle doen. En dis Safkop. So ek wil net sê, ek is absoluut lennetjie groen. Saffies af. Ja, nee, dis reg om Saffies af te wees. Ja, ek wil weer eens vir die kykers en die luisteraars, wil ek sê baie dankie dat julle so getrou inskakel. Weer eens sonder julle het ons hier program nie, ons is vir julle baie dankbaar.
En ek wil weer eens die klubs uitnooi. Ons het 'n paar veranderings gedoen. Ons wil julle graag hier in die studio hê. Ons wil 'n bietjie met julle gesels rondom wat aangaan by die klub. Dis die platform wat ons geskep het in die Oeverberg. Veral vir die street uitdag en die Eerste Liga klubs. Wat altyd gesê het, hulle kry nie geleenthede nie. Daar word nie oor hulle gepraat nie. Hier het ons dit nou vir julle. So, asseblief, kontak vir ons. Julle ken hom sit sy nommer 082-33-9935. Julle kan gaan kyk daarso by hom sit fotografie, Trans-Oeverberg nuus, over the Oubek Sport en dan hierdie kanaal stoom saam met oom sit. Kom met ons lekker stoom. En dan wil ons ook sê dankie vir Sydney's Driving School wat hierdie program vir ons borg. En van my kant af, goeienaand. Ja, en ek wil net sê van my kant af dat ons altyd dankbaar wees vir 'n nuwe dag, nuwe genades en mag rugby hierdie naweek die wenner wees op die velde van die Oeverberg. Kyk net hulle sê, kom sy, hy sê